tot ek daarin sê, Here, ek kan, as ek 'n deel van my lewe oophou, waar U nie is nie, dan gaan ek plek gee vir die duiwel, en ek kan hom nie vertrou nie, maar ek kan U vertrou. Here, kom vat met alles, kom vul my volkome. Sê hy stem in my binneste, moenie dit sê nie. As jy dit sê, gaan jy nooit mag trou nie. En op daai stadium was ek verlief. En ek was so opgewonde om te trou. En ek staan in 'n krisis om te sê, Here, wie het ek die liefste, vir U of vir haar? En ek sit op daai klip en ek huil na en ek sê, Here, as U nou wil hê, ek moet soos Paulus sonder 'n vrou en sonder liefde die hele wêreld ingaan en vir U werk net voltyd, dan sal ek dit doen. Maar vervul my net met die Gees. Toe dit sê, toe kom hy stem 'n derde maal en hy sê, moenie dit sê nie. As jy dit sê, gaan die Here jou China toe stuur. Ek is bang vir China. Nou langs toe, ek kan dit nou mooi verduidelik, maar nie nou tyd nie. Maar op die ouend het ek gesê, Here, as dit China moet wees, ek gee my oor dat U kan maak met my lewe wat U wil. Heilige Gees, kom vervul my net. U kan my stuur waar U wil. Ek sal koppies toe gaan. Ek sal doen wat U sê. Ek sal maak wat U vra. Maar kom net, o Heilige Gees. En toe ek dit opreg in my hart sê, toe gebeur dit. Van toe was my lewe anders. Ek het 'n vrede in my hart gekry, en niks snaaks gedoen of aangevang nie. Die Gees, die derde persoon van die drie eenheid, God wat in die hemel is, aan die regterhand van die Vader sit Jesus, en in my hart is hy deur sy Heilige Gees. God, die derde persoon van die drie eenheid, is nou in my, hy's by my, hy's in beheer, ek het hom die reg gegee, hy kan met my lewe maak wat hy wil. Van toe af het ek krag, want die vrug van die Gees is liefde, vrede, nederigheid, blydskap, vriendelikheid. Gees is nie 'n spoilsport nie, hy is nie daar om jou ongelukkig te maak nie, hy wil jou waarlik blywend gelukkig maak. En selfbeheersing is die vrug van die Gees. Van toe af, as die Gees in beheer is, kan ek my nie meer beheer. Hy gee my selfbeheersing, ek begin verander, my geaardheid, my persoonlikheid, ek verander, want die Gees verander my, wat ek met my eie krag, my ou natuur nie kon verander nie. Kan net vir jou sê, op die ou end, toe ek my hierdie meisie gaan afsê het, was dit soos daardie Isak wat op die altaar gelê het. Die Here haar vir my teruggegee. Dis die ma van my 5 kinders. Maar ek is hier en sy is nie hier nie. Want Jesus is eerste. En ek weet dat die Bybel sê, jy moet jou vrou lief hê. Dis wat die Gees wil kom doen. Hy wil hê jy moet gelukkig wees in jou huwelik. Dis sy plan vir 'n man en 'n vrou. Dis nie dat hy nie wil hê jy moet trou nie, maar hy wil eerste wees in jou lewe. En hy wil hê jy moet lief hê. En hy wil hê jy moet 'n goeie vrou wees vir jou man en 'n man vir jou vrou. En dis my hartse begeerte. Dis my boodskap. Dis waarom ek daai boek daar agter, die dikker en die dunner een oor vervulling met die Heilige Gees geskryf het. Vanmôre staan hier 'n vrou, sy wys vir my sy die boek in. En Anita, wanneer het jy hom 1998 het sy hom gekoop. Daai boek het al, daar is so 'n honger en 'n behoefte oor kennis oor die Heilige Gees, en daai boek het mense se lewens so aangeraak en verander, dat hy nou al by 12, 13 druk is. Daar is so 'n behoefte in die NG Kerk om te leer, ons aanbid nie 'n twee-eenheid, net die Vader en die Seun nie. Ons aanbid die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons het 'n verhouding met die Vader, met Jesus ons verlosser, en met die Heilige Gees wat in ons woon en ons lewe beheer. En dis my boodskap gewees in hierdie konferensie. As jy nie hier was nie, dank ek die Here jy daai boodskappe kan luister. Linda stuur dit uit vir julle almal. Dis op YouTube beskikbaar. Het jy dit op YouTube gekry? Fantasties. So die Here is besig. Hy het vir jou gehelp in al die middelaarse boek.
Jy het nie meer verskoning nie. Hy wil jou lewe deur sy gees beheer en dan gaan jy ontdek, die woestyn verander in 'n tuin. Dis werk vir die Here. Hy het 'n plan met koppies, maar jy is deel daarvan. Moenie nou vir hom wegstuur nie. Geliefdes, daarom wil die Here iets hier vir jou kom doen vanoggend. Het jy 'n verwagting of kom jy maar net so 'n kerk toe? Die mens gaan kerk toe op Paasfees en Kersfees. Dit's daarom nie so 'n slag. Weet jy hoe graag wou Jesus by jou wees? Ek lees hoe graag hy by sy disippels so wou sit aan die tafel. En hoe hy planne gemaak het en gesê het, julle moet vir my 'n plek gaan voorberei. Donderdag aand, voor die kruisiging, wil ek alleen met julle wees. Kom ek lees vir jou wat gebeur het. Daai gedeelte in Lukas 22, die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. En Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. En hulle vra hom, waar wil u hê, moet ons dit voorberei? Toe antwoord hy hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Dis vreemd. Daar gaan seker honderde mense wees wat water gaan skep. Ja, maar dit gaan almal vroue wees. Maar dis hulle wat altyd die water kan gaan haal. Maar hier's 'n man, gaan volg hom, gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei. Dan het gegaan en dit gekry, net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. En toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. En hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien, om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Jesus wil so graag ook vanmôre vir jou sê, ek het so uitgesien na hierdie paasoggend, om hierdie paasmaaltyd die nagmaal saam met jou te geniet. Wat het daarna gebeur, toe Jesus hierdie wonderlike intieme oomblikke met sy disippels gehad het vir oulaas? Lees ons die wonderlike ding wat daarna gebeur het, is dat hy gaan bid het, en sy disippels saamgevat het, want hy het in sy hart nou gepraat oor hierdie lyding, en hy weet hierdie bitter beker wat hy moet drink, terwille van 'n verlore wêreld, gaan hy die sonde van hierdie wêreld op hom moet neem, en hy gaan die offerlam moet word, wat vir hulle gekruisig en geoffer word, en hy het 'n stryd, want die bose magte probeer hom aanval op allerlei maniere, om hom te laat sondig, sodat hy nie as 'n vlekkelose lam geoffer kan word nie. En Jesus bid daai aand in Getsemane, en hy pleit, en hy kry sy naaste 3 disippels by hom, hy sê, asseblief bid net saam, maar ek's in 'n verskriklike stryd, sy sweet wat op hom uitslaan word na bloeddruppels. Die geestesgeveg kan ek en jy ons nie indink wat Jesus daardie donderdag aand gehad het, tot hy gesê het, goed, ja Here, ek gee oor, ek sal die pad stap, ek gee oor, ek sal hierdie bitterbeker drink, ek sal hierdie pad van lyding, hierdie Via Dolorosa stap, Here. Net daarna is hier 'n geruis en 'n geraas en 'n geklingel van stokke en swaarde. En Judas wat na hom toe kom en hom omhels, en die soldate wat die teken sien, en dan gryp die man daar in die donker wat hy omhels het. En hulle bind hom in boeie, en hulle vat vir hom na Annas, die oud hoofpriester, want hulle is besig nog om te konkel, en die mense by mekaar te maak van die Sanhedrin, by die hoofpriester, by Kajafas se huis, en Annas begin, solank hy voor verhoor, en hy begin, en hulle beskuldig hom, en hulle val hom aan, en hulle kry valse getuies, en sê, jy moet so sê, jy moet so naderend, as dit so die mekaar, vat hulle op na Kajafas toe, en die einde van Kajafas se sitting daai deurnag, is dat hulle sê, hy is skuldig, hy moet dood. Vat hom Pilatus toe, ons wil hom nie hê nie, hy het ons kerkwees kom versteur, en ons tradisie wil hy verander, maak hom dood, hy sê, met 'n sekte en valse waarhede besig.
Pilatus sê, ek het geen skuld in hierdie man, ek alles ondervraat nie. En hulle sê, kruisig hom. En die skare skree, ons wil hom nie hê nie. En Jesus beleef die grootste verwerping, hy wat sy lewe gegee het om net vir mense te help en te leer en van God te vertel en te genees en te help en van duiwels te bevry. Hulle verwerp hom. Hulle het nog geskree, Hosanna vir die seun van Dawid, hier kom die Messias, ry op 'n donkie soos die profetiese woord was. Op die oomblik slaan hom aan sy rugstukke, sy hande aan die spykers. Hy hang aan die kruis en hy sterwe. Dis wat ons vier, die offer van die lam. Nie die Easter bunny van Paasfees nie, maar die lam van God. Het was die grootste en die enigste fees wat die Christene vir meer as 300 jaar gevier het. Eers in 335 na Christus het daar 'n geweldige groot klomp mense in Rome tot bekering gekom en hulle was Christene. En toe kondig die keiser af en hy sê, op 25 Desember sal almal in my gebied sal buig voor die songod in die Mitrasfees vier. Want sien, in Europa is dit nou winter en in Desember is dit sneeutyd. Maar wanneer het 25 Desember word, dan is die winter op sy einde, dan begin die lente. Dan word dit warmer, dan begin die son weer helder skyn. En daarom aanbid hulle die songod, wat besig was om te sterwe in die winter al kouer en flouer geword het, maar hy het herlewe. Ons gaan lofliedere tot eer van hierdie songod sing, en ons gaan hom eer en aanbid, want hy het weer lewe gebring, die son begin skyn. Christene sê, ons sal dit nie doen nie. Ons weet van die lig. Ons weet wie is die ware lig. Ons sal vir Jesus se geboorte, toe die lig na hierdie wêreld gekom het, toe die verlossing na hierdie wêreld gekom het, ons sal hom aanbid. En van toe af hou hulle Kersfees. So dit was die tweede groot fees, na ons Paasfees. Maar geliefdes, daaroor dat ek en jy vandag iets verstaan, as ons die nagmaaltekens hier sien, en ons besef, ons vier Paasfees. Want jy sien, waar kom Paasfees vandaan? Weet jy, ek het gesê, het gaan nie oor hase en eiers nie. Die eiers was destyds hardgekookte eier, het hulle versier en weggesteek in die tuine, en dit was die symbool van, hoor hierso, julle broei kuikens, en julle maak hulle groot, en julle slag hulle nie eet hulle, maar ons weet uit hierdie harde, dooie dop, kom 'n skielike kraak, en daar kom lewe. En dit was die symbool vir die Christene, van 'n graf wat toe is en dood is. Maar uit die dood kom daar lewe, Jesus staan op, en daar kom ewige lewe vir ons. Die haas-storie is 'n ander storie, want daar wat toe by 'n stadium het hulle die eiers wegsteek in die tuin, en toe spring daar 'n haas uit, en toe kom die storie, die haas het die eiers gelê. Niks met Paasfees eintlik te doen nie. Want sien, ons is hier op hierdie stadium, bewus dat Jesus die Pasga gevier het, en daai aand was die geleentheid wat Jesus met hulle dit herdenk het. Waar kom die Paasfees vandaan? Die volk van die Here was in ballingskap weggevoer en in gevangenskap gewees. Hulle het so slawe gewerk en onder 'n wrede, demoniese farao is hulle met 'n ysterhand regeer. En hulle kon dit nie meer hou nie. En hulle het tot God geroep en gebid en die Here het uitkoms gegee en hy het gesê, ek sal my knegt Moses stuur. En hy het gekom en hy het vir die farao gesê, laat hulle gaan. Anders sal God teen jou optree. Hy het hom nie aangesteer nie. Hy het hom nie gesteer toe water bloed geword het, toe die springkane alles opgevreet het, toe die haal alles stikkend geslaan, toe bose swere gekom het. Al hierdie tekens tot die laaste ene toe. Toe sê hy, jy kan gaan. Wat was die laaste ene?
God sê, as jy aan my glo, vier die Pasga, vier die Paasfees, slag 'n lammetjie, vat sy bloed, en dan verf jy dit aan die deurkusyn. Hoe verf jy dit aan die deurkusyn? Jy verf so, en dan verf jy so, soos 'n kruis. En daardie nag kom die oordeelsengel verby, elke huis wat bloed aan die deurkusyn het, gaan hy verby. Die Passover, sal die naam vandaan kom. Maar waar die bloed nie aan die deurkusyn is nie, sterf die oudste kind. Farao het gebreek, toe sy kind sterf. En hy het gesê, gaan. En daarom het hulle die Pasga gevier, met ongesuurde brode en skaapvleis, en hulle het geëet, en hulle het die reisklere aangehad, hulle goed was gepak, en daar trek hulle. So Pasga was die teken van die verlossing van die bose mag van Farao, en die verlossing van die doodsoordeel, en die verlossing deur die bloed van die lam. Dis waar Pasga vandaan kom. En Jesus wil dit graag vier met hulle. Op 'n wonderlike manier. Het hulle daai nag is hulle uit, en is hulle op pad Kanaan toe. Die beloofde land van melk en heuning. Die land waar daar 'n koppie staan met die naam Golgotha. Waar die finale lam, die seun van God, geoffer sal word vir ons sonde. Maar daar het by die Paasfees iets baie besonders gebeur. Toe Jesus daai brood vat, en hy breek dit, toe sê hy, dis my liggaam hierdie, wat vir julle gebreek word. Hulle het dit toe nie dadelik verstaan nie. Maar toe hom aan die kruis sien hang, toe besef hulle, hy het vir hulle die ewige lewe kon gee, want brood, as ek doodgaan van die honger en ek kry brood, dan lewe ek. Maar hier is, jy sal van hierdie brood op die aarde nie alleen leef nie, maar van die brood van die hemel. Jesus is die brood van die lewe. En as jy hierdie brood vat vandag, en jy eet daai stukkie brood, dan is dit 'n simbool van dat jy glo, dat jy die ewige lewe gekry het, en dat Jesus jou hierdie, jou voed, jou geestelik voed en versterk, om vir ewig te lewe saam met hom. Toe hy die beker vat, toe sê hy, hierdie beker is my bloed. Dis my bloed. Ek gaan vir julle aan die kruis sterwe. Ek gaan die offerlam word vir jou. My bloed gaan drup, gaan aan jou deurkusyn wees, so die oordeel by jou verbygaan. En daarom is hierdie die beker van 'n nuwe verbond. En as jy vandag brood neem, dink jy aan die ewige lewe wat die Here vir jou kom gee, en jou voed daarvoor. En as jy die beker vat, dan weet jy, is die beker van die nuwe verbond. Hoef nie 'n groot beker te wees nie, is 'n klein glasie, maar is 'n simboliese teken. 'n Teken. Ons almal hier uit dieselfde wyn, dieselfde druiwesap drink. En daar's 'n eenheid hier tussen ons, wat almal dieselfde belydenis maak dat Jesus se bloed aan die kruis gedrup het vir my sonde, en dat dit aan my deurkusyn gesmeer is. Maar hy sê, dit is die beker van 'n nuwe verbond. Hier is 'n nuwe verbond wat God kom sluit, 'n nuwe era, 'n nuwe bedeling wat begin, 'n bedeling waar Jesus hemel toe is, na hy die offer gebring het, en nou sy gees gestuur het, om vir ons die nuwe lewe te gee. Om in ons te kom leef, om nou nie meer ver op die troon te wees nie, maar in ons harte en by ons te wees. Dis wat Jesus hier wil kom doen vir jou by die nagmaal vandag. As jy daai brood en daai druiwesap neem, is jy besig om 'n nuwe verbond met God te sluit oor jou lewe. Moenie dit gebruik as sommer uit gewoonte nie. Maar as jy vir die Here wil sê, Here, hier is ek maak 'n nuwe verbond met U. Ek gee my lewe oor aan U Gees om my te beheer, en ek vra dat U bloed my reinig van alle sonde. Ek wil nie meer sonde vashou nie. Dan gebruik jy daai tekens. Anders los jy dit. Moenie 'n oordeel oor jouself eet en drink nie.
God sien wat in jou hart aangaan. Hoe het hulle voorberei vir die nagmaal? Hoe moet ons voorberei? Hulle het in daai tyd, jy het gehoor op praat van die fees van die ongesuurde brood. Hulle moes suurdeeg uitsuiwer. Wat was, suurdeeg was die simbool gewees van onsuiverheid. Dis gis, dis bakterieë, wat gis en borreltjies maak, en dan rys die deeg. Hulle moes daardie suurdeeg verwyder as 'n simbool van sonde wat in jou lewe is en jou besmet. Met hierdie bakterieë van die bose moet uit jou lewe uit. Daarom het hulle vir 7 dae lank gebid en gesê, Here, kom wys vir my of hier suurdeeg in my lewe is. Daarom bring hierdie nagmaal 'n mens elke keer tot stilstand om te sê, Here, wys vir my wat daar is wat moet uit my lewe uitpad gee. Kom wys vir my wat sonde is in my lewe. Kom wys vir my wat, jy sien wat doen gis? Wat doen suurdeeg? Hy bly nie hier in klein plekke in die deeg nie. Hy begin versprei. Hy begin al verder gaan. As jy 'n leuen vertel, dan sit hier in jou hart, dit besoedel jou. Maar as jy weer sien die een vir wie jy gelieg het, begin ook besoedel raak. En so gaan die leuen al verder en verder. As jy kwaad is vir iemand en jy is woedend en jy doen iets, dan gaan daai woede en daai woord wat jy gesê het, of daai stamp of klap, daai gaan suurdeeg wees sonde in jou, maar dit gaan ook sonde wees wat daai ander een besoedel, en nou gaan daai met ander praat, en daai gaan met ander, en so gaan die suurdeeg al verder uitsprei. Daai onsedelike daad, dit besoedel nie net vir jou die suurdeeg, maar nou hierdie ander persoon ook met wie jy te doen gehad het. Nou is daai persoon ook besoedel. Nou is daar ook iets tussen haar en hom en die Here. Hierdie gif, hierdie bakterieë is nou ook in iemand anders. Dis soos 'n aansteeklike siekte. Nou sê die Here, jy moet ontslae raak daarvan, want die invloed van jou lewe word suurdeeg in ander se lewe. Jy's besig om ander te besmet. Kyk hoe ongelukkig is jou kinders. Kyk hoe ongelukkig is jou vrou en jou man. Kyk wat gaan aan by die werk. Kyk hoe dink jou werkers oor jou. Sien jy hoe hierdie sonde in jou ander mense besoedel en ongelukkig maak? Daarom kan ons die nagmaal gebruik sonder om die suurdeeg uit ons lewe uit te kry nie. Daai disippels kon nie sien wat dit is nie. Hulle was blind. Hulle kon nie sien. Totdat die Gees van God gekom het en hulle oortuig het en hulle hierdie na die tyd geskryf het. Wat gebeur daai aand toe Jesus in daai heilige oomblikke die nagmaal instel? En hulle opstaan en uitgaan. Hoor Jesus, maar hulle praat hier onder mekaar, en hulle is moeilik en driftig. Wat is hier in die gang? Ja, Jesus het nou vertel van sy koninkryk, dat hy op die troon in die hemel, hulle het dit nie verstaan. Hulle dink, gaan nou hier op die aarde, gaan hulle nou regeer, en hulle is nou die president, en wie sy deputies, hier is die onderministers, ek gaan aan sy linkerhand sit, ek gaan nie, jy is nie so belangrijk, ek gaan aan sy regterhand sit. En dan begin Jesus sê, wat gaat die aan tussen julle? Toe hulle uitvind, hoe stry hulle oor ereposisies hier op aarde? Ek wil belangriker wees as jy. Hierdie suurdeeg is besig om hierdie disippels te verteer en Jesus bestraf hulle en sê, sien julle nie hierdie hoogmoed en hierdie trots en eersig in julle harte raak nie, hierdie jaloesie, sien julle nie raak wat julle besig is om te doen. Ek het vir julle voete gewas toe julle inkom. Ek het soos 'n slaaf en 'n bediende het ek voor julle gekniel en ek het die bediende werk gedoen en ek het julle gedien en ek het julle voete skoon gewas wat julle in die stof geloop het met julle plakkies, sandale. Daar's nie nederigheid nie. Daar's hoogmoed in julle harte. Julle moet die suurdeeg uitkry. Ons sien kort na Petrus. Petrus is blind. Jesus sê, weet jy, is hulle benoudheid, want vannacht nog sal die wolf tussen die skape kom en die herder sal allemaal weghardloop. Petrus sê, nie ek nie. Nee, Here, hierdie ander disciples, jy weet, hulle sal nog weghardloop, maar ek sal by u staan, deur dik en dun. Ek is beter as hulle, ek sien neer op hulle, ek sal nooit hierdie sonde doen nie. Daai aand toe die hoenderhaan kraai,
toe word hy spierwit en vol hoendervleis. En sy oë gaan oop en hy besef, ek het Jesus nou 3 maal verloon. Ek het vir 3 verskillende plekke het ek gesê, ek is nie deel van Jesus se volgelinge nie. Want hulle nou vir Jesus gevang, dis nou nie so maklik, dit kos nou iets, dit is nou opoffering, dit is 'n prys om Jesus te volg. Nee, ek kan nie. Hy vloek naderhand om hulle te oortuig. Hy is nie 'n volgeling van Jesus nie. Toe hy aankraai, staan daar in die Bybel, toe bars Petrus uit in trane. En hy besef, hy sien vir die eerste maal hierdie suurdeeg in sy hart. Op Pinksterdag staan hierdie selfde Petrus op, gebroken in homself. Hy weet hy kan nie eers getuig teenoor 'n diensmeisie nie. Maar nou, vol van die Heilige Gees, praat die Gees deur hom, met gesag en autoriteit, vervul met die Gees, 'n nuwe Petrus, wat preek en 3000 mense kom tot bekering. Kan jy jou indink wat God se Gees deur jou kan en wil doen? Suurdeeg van Petrus, die suurdeeg van Judas. Daar staan in die Bybel, die disippels het geweet, dat Judas wat die geld dra, hy is die penningmeester, hy is die geldmeneer, hy is die een wat die geld dra en kan maar boekhou daarvan. Kom agter, hulle weet, hy vat van die geld vir homself. Daai aand, sê Jesus vir hom, Judas, wat ek doen, waarom is jy besig? Gaan doen wat jy wil doen. En hy spring op, hy sit die broodjie neer wat Jesus vir hom gegee het. En hy hardloop om 30 silwerstukke vir Jesus te verloon, te sê, te verraai. Ek sal Jesus vir julle uitlewer. Ek sal hierdie regshandeling doen en hom vir jou oorgee. Maar dan moet julle my betaal. Ek soek iets onder die tafel. Maar hy's blind op hierdie stadium. Sien Judas nie sy geldgierigheid raak nie. Geliefdes, 3 van Jesus se naaste disippels, daai aand moes hulle hom bygestaan het. Hy roep hulle eenkant, hy sê, ek het 'n geestesstryd in my binneste, kom staan my by, bid saam met my, asseblief, bid net saam met my. Jesus worstel en sy bloed drup so sweet op die grond. En hy kyk om en hier lê sy disippels in slaap. In plaas van bid, slaap hulle. So 'n simbool van mense en van die kerk, wat deur die suurdeeg van biddeloosheid besmet is. My vraag vir jou is, Jesus wil so graag saam met jou nagmaal vier. Was daar suurdeeg wat hinder? Weet nie nou met hom regmaak nie. Ons dink terug aan wat gebeur het op Goeie Vrydag. Wat het ons herdenk op Goeie Vrydag? Matteus 27:35, hulle het vir Jesus gekruisig. Sy klere verdeel deur te lood. Vers 45, van 12 af, het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Die verskriklikste oomblik om God verlate te wees. Hy was altyd by die Vader. Wat het tussen hom en God ingeskuif? Die sonde van die wêreld. Jesus het hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas en op daai oomblikke het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur en die aarde het geskit en die rotse het uitmekaar gebars en die grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. Kan jy jou indink wat daar aan die kruis gebeur het? Ek dink ons kan ons indink die verskriklikheid van 'n kruisiging teregstelling. Nadat hulle hom stikkend geslaan het, sy rug en hoeveel houe uitmekaar geruk is. Hy daar hang, sy lippe gebars in die son, die vliee rondom hom, die bloed wat van die doringkroon afgeloop het en hard geword het, die koors op sy wange.
Kan jy jou indink die verskriklike stryd wat Jesus gehad het? Die pyn van hierdie ledemate wat uitmekaar skeur met die spykers deur sy hande en voete. En hy hang van pyn en koors en dors tot hy sterwe. En dan roep hy uit, dis volbring. Die lam is geslag. Jou offer is gebring. Want weet jy, meer as die kruis, sy fisiese lyding was die emosionele stryd. Party mense kry fisies swaar, ander kry emosioneel swaar. Kan jy jou indink wat het dit vir, hoe seer het dit vir Jesus gemaak, toe hierdie mense vir wie hy alles opgeoffer die afgelope 3 jaar, toe hulle teen hom draai en hom in die rug steek en sê, kruisig hom, toe hulle hom verwerp, weet jy hoe seer is verwerping? Ons ken dit almal. En hier is die kerkleiers, hulle verwerp hom. Hulle gee hom oor aan hierdie Romeinse regering, wat hom verwerp en sê, ons sal hom doodmaak, vir julle. Sy beste vriend, wat sy rug op hom draai in die krisis, en hom nie bystaan nie. Nee, ek is nie een van sy volgelinge nie, nee, ek ken hom nie. Sy ander beste vriend, deel van sy 12, wat sê, as julle vir my geld gee, sal ek dit en dat vir julle doen. Kan jy jou indink die geestelike stryd wat daar in sy hart was? Ons sal ons nie in die geestelike ryk kan indink, die duiwel en al sy bose magte wat met alles probeer het, om vir Jesus te druk en te forceer, om kwaad te word, te vloek, te sondig, iets verkeerd te doen nie. Want dan was hy nie meer 'n vlekkelose lam. Dan kon hy nie meer vir die wêreld, vir jou en my sonde sterf nie, want dan moet hy vir sy eie sonde sterf. Daarom sê Lukas 23 vers 34 is ook in 'n direktiewe tyd geskryf, met ander woorde, hy het voortdurend gebid, Vader, vergeef hulle. Toe hulle hom in die gesig klap, hom in die vuis slaan en hom blinddoek en sê, wie het jou, profeteer, wie het jou geslaan? Hulle hom in die gesig spoeg en hom klap, het hy gesê, Vader, vergeef hulle. Toe sy rustig het slaan, hy vir hulle gebid en gesê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Om hulle gekruisig, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe maklik weet ek en jy, as iemand ons onreg aandoen en seer maak en kwaad maak, dan wil ons vergeld. En onvergewensgesindheid is sonde. Maar Jesus het nie gesondig nie. Hy het vrygespreek en vir sy vyande gebid. En het aan God oorgegee om regverdig te oordeel. Daai oggend, 12:00, is dit pikdonker. Talloos Romeinse skrywer in Rome skryf, hier in Rome het iets merkwaardig gebeur. Op hierdie dag, 12:00 in die middag, vir 3 ure lank was daar duisternis. Niks met Eskom te doen daai tyd nie. Dit is God se hand, wat die son sy gesig laat verberg het, oor wat hier gebeur, met die seun van God. Dit het regtig gebeur. As jy nie die Bybel wil glo nie, glo 'n Romeinse geskiedskrywer. Daar's talle van hulle wat oor hierdie gebeure geskryf het. En talle skrywe, hy sê, hierdie duisternis het blykbaar verband met 'n sekere Jesus Christus van Nasaret, wat onregverdig veroordeel en gekruisig is en doodgemaak is. Selfe verhaal as die Bybel. Jesus het regtig vir jou sonde aan die kruis gesterf. Die donkerte wat daar gekom het, die duisternis wat daar gekom het, is omdat jou en my sonde tussen hom en God ingeskuif het. Dis nie sy sonde wat afstand gemaak het, God ver was nie. Jesaja 9:5 sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie, maar is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie, en nie na julle wil luister nie. Dis waar skeiding en afstand en duisternis vandaan kom. Dis sonde wat dit doen.
So die vraag is, as jy hier kom aansit, God wil by jou wees. Hy wil so graag vir jou seën. Maar dan moet jy ontslae raak van hierdie muur van sonde. Weet jy wat was aangrypend wat gebeur het? Die voorhangsel het geskeur. Van bo na onder, dit is 10 cm dik geweefde materiaal. Jy sal dit met jou hande nie geskeur kry nie. Maar skielik skeur God die skeiding tussen die heiligste en die allerheiligste, waar God se troon staan, skeur hy oop, en nou kan ons ingaan. Jy kan nou in die troon van God se kamer instap en voor hom wees vanoggend. Jy kan met hom praat. Jy kan nou vir hom sê, ek bely hierdie sonde. Hy gaan jou vergewe. Want hy sê in 1 Johannes 1 vers 9, as jy bely, hy sal vergewe. Hy sê in Openbaring 3 vers 20, as jy jou hart vir my oopmaak, sal ek inkom. Hy beloof dit. Hier's 'n nuwe bedeling. Hy wil op 'n nuwe manier saam met jou leef na Paasfees 2025. Al wat jy moet doen is, praat met hom. Wil jy nou saam bid? En dan gebruik ons die nagmaal. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie in hierdie Paastyd, dat U die Paaslam geword het, wat vir my sondes aan die kruis geoffer is. Dat U dit wat my van God skei op U geneem het. Dat U die enigste een is wat sonde kan vergewe en harte kan rein en skoon en nuut maak. En Here, ek wil nou elke stukkie suurdeeg by die kruis kom uitpak. Ek bely, Here Jesus, my sonde. En ek vra vir U, vergewe my. Dankie dat U kan en U wil. U het vir my aan die kruis gesterf, U het my lief. Dankie dat U nou in my hart inkom en my hart skoon maak. Dat U my sonde wat ek bely vergewe. Dat U in my hart kom bly. Ek maak vir U oop, U sê U sal inkom. My hart is vir U oop, Heilige Gees. U kan nou my lewe beheer en verander. Ek sal U gehoorsaam, ek sal U volg en doen net wat U wil. U kan my verander en stuur soos U wil. Ek wil nou die tekens neem as 'n bewys van hierdie ooreenkoms. Dat my lewe nou aan U behoort. Dat ek my rug op sonde gedraai het en dat ek U Gees gevra het om my lewe te beheer. Kom ontmoet ons nou by brood en wyn, terwyl ons U dood en U opstanding, U lewe herdenk. Amen. Is daar iemand wat nie brood of druiwesap by hom het nie? Kan ons gou dit vir jou bring? Lyk vir my almal het. Hier is iemand. Daarbo ook iemand. Kan iemand net opgaan boontoe ook, asseblief? Geliefdes, is my 'n voorreg gewees om saam met U te wees hierdie tyd. En ek het so begeerd ook om saam met jou nagmaal te vier. Opgewonde oor wat die Here mee besig is hier in Koppies. En ek dank die Here vir hierdie nagmaal tekens, vir die voorreg ook om saam met Dominee Etienne se vrou, hy was baie jare lank hier in die gemeente, leraar, saam met die huidige pastoriepaar hier voor aan tafel te sit ook. Geliefdes, die aand het toe die Here Jesus daardie nag wat hy oorgelewer is, het hy brood geneem. En nadat hy vir God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dis my liggaam. Dis vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook, het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, die nuwe ooreenkoms, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
Geliefdes, ek weet nie of jy kan sien hierdie broodjie, is in die vorm van 'n kruis. Ek breek dit, neem en eet. En dink daaraan dat Jesus sy lewe vir jou gegee het en gesê het, ek is die brood van die lewe. Eet en glo dat Jesus sy liggaam gebreek het aan die kruis vir jou, om jou te voed, om vir ewig te lewe. Kom ons gebruik almal saam die brood. Die beker wys heen na die bloed van die Here Jesus wat vir ons aan die kruis gestort is. Deur sy bloed het daar vir ons 'n offerdier gesterf, die Seun van God. Dit is vir jou sonde betaal. Die bloed is die teken dat hy gesterf het. Dis die teken dat jou offer gebring is. Dat daar 'n nuwe bedeling, 'n nuwe ooreenkoms nou kom met jou. Neem en drink daaruit en glo dat die bloed van die Here Jesus vir jou gestort is en dat daar deur sy bloed vergifnis gekom het vir al jou sonde. U is welkom om nou self ook die wyn te neem. Here Jesus, ons weet U wil hier by ons wees, U is hier by ons, U is die opgestane Here. U het aan die kruis vir ons sonde gesterf. Die prys betaal. U het die gordyn oopgeskeur. U het die sondemuur weggeneem. En ons kan nou in U teenwoordigheid wees. Here Jesus, kom verseker elkeen wie se hart oop is, dat U ingekom het. Kom verseker ons dat U nou in ons woon, so seker soos die brood en die wyn in ons is U in ons. Kom gee vir ons die geloof en die vertroue en help ons om te volhard, om te glo, dat U die sonde van my lewe agter die kruis begrawe het. En as ek omkyk, sien ek net die kruis. En vorentoe, Here, hier is ek, Heilige Gees, vervul my en stuur my en maak my en verander my en gebruik my soos U wil. Dankie vir hierdie Paasfees en vir hierdie nuwe verbond. Ek eer U, Jesus, my Here. Amen. Geliefdes, as hier van julle is wat nog nie 'n verbondskaartjie gevat het, as teken van 'n nuwe ooreenkoms wat jy met die Here gemaak het, hier by die blommerangskikking is al nog sulke kaartjies. Gaan skryf vandag se datum waar jy hierdie nuwe verbond met die Here gesluit het. Teken dit, skryf die datum by, sit die kaartjie in jou Bybel, gaan merk elke teks. En as jy weer wil twyfel, dan kyk jy na jou kontrak, wat steeds vasstaan tussen jou en die Here. Ek groet u van my kant af. Ek gaan nou direk hierna ry. As iemand nog daar een van die boeke wat genade van ons Here Jesus Christus, wat ons sonde vergewe verniet, uit genade. Sy genade bly met jou. Die liefde van God ons Vader hou jou vas
versorg en beskerm jou, bly by jou. En die gemeenskap van God, die Heilige Gees, bly by jou en lei jou en rus jou toe en gebruik jou en maak jou 'n fontein van lewende water, 'n skynende lig in hierdie donker wêreld. Ontvang die seën van God die Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Amen.